As gelowiges moet ons sekere dinge onthou. En hierdie gedagte word baie sterk deur Paulus ondersteun in Romeine 6 vers 11 tot 14. Kyk gerus saam met my na hierdie gedeelte. Ek gaan dit so 'n bietjie aanpas om by die aanvanklike inleiding in te skakel waar Paulus sê, julle moet dus altyd onthou. En dan begin hy met 'n paar dinge. In die eerste plek sê hy, julle moet onthou dat julle vir die sonde dood is. Die volgende punt, julle lewe vir God. Dood vir die sonde, maar ons lewe vir God. En dan ook dat ons een is met Christus Jesus. Dis dinge wat ons moet onthou. Dit is nie vanselfsprekend net elke dag deel van ons lewe nie. Dit kan net wees dat dit iets beteken as ons dit onthou. Maar nou gaan Paulus verder en hy sê in vers 12, julle moet onthou dat julle nie moet toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer nie. Dis ons verantwoordelikheid om dit te onthou. Dan sê hy verder, julle moet onthou dat die begeertes van julle sterflike aardse bestaan nie deur julle gehoorsaam sal word nie. 'n Mens is maar geneig om daardie dinge prioriteit te gee bo die regte ding, baie dikwels. Dan gaan hy in vers 13 voort en hy sê, julle moet onthou, julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nou, ek het ongelukkig nog nie tyd om op al hierdie dinge uit te brei nie, maar die liggaam het 'n baie belangrike rol te speel in ons verhouding met die Here. Nou kom hy en hy sê, in teenstelling hiermee, stel julle in diens van God, as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God. 'n Mens dink nie altyd so daaraan hoe dat die liggaam so belangrik is in dien van God nie. Want sê hy, julle moet onthou, julle is 'n werktuig, julle liggaam, 'n werktuig om te doen wat God wil. In vers 14 sê hy, julle moet onthou, die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie. Hy het dit reeds op 'n manier gesê, maar hier herhaal hy hierdie baie belangrike saak. Hy sê en die rede daarvoor is, julle staan nie onder die wet van Moses nie. Ons is vry van die wet van Moses, maar dit beteken nie dat ons wetteloos kan optree nie. En hy sluit af, ons staan onder die genade. Wat 'n groot voorreg. Kom ons onthou dit, want as ons dit kan onthou, gaan ons dalk ook daarvolgens die lewe waardeer en geniet. Loop mooi.